Goeiemôre, hier van my Kobus Kraus. Baie hartlik welkom aan al die luisteraars van Heartbeat FM en ook die kykers van die YouTube kanaal van Oudtshoorn Park NG gemeente. Ons is hier vanoggend saam om weer te leer uit die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Wonderlike Here, U wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is, U wat ons in die holte van die hand hou, U wat alles weet, U wat alles beskik, alles is in U hand. En dis waarom ons met vertroue vanoggend voor U kan kom en kan weet, U is in beheer, al lyk dinge dalk om ons nie goed nie. Ons weet, U het alles in U hand. En daarom kom ons vanoggend en ons vra dat U ook vanoggend deur U woord met ons sal praat. Dat U woord vir ons sal oopbreek. Help ons harte om ontvanklik te wees vir wat U wil sê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag lees vanoggend uit Psalm 137. Julle ken die liedjie By the Rivers of Babylon. Ek dink die meeste mense ken die lied, of weet ten minste van hom. Dit is mos 'n beruiming van Psalm 137 wat ek vanoggend vir ons wil lees. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei, as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome in daardie land het ons liere opgehang. Toe die wat ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing, toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê, sing vir ons 'n lied oor Sion. Hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? As ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak, mag my tong aan my verhemelte vaskleef, as ek aan jou nie dink nie. Jerusalem, nie my grootste, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê, breek af, die stad tot op sy fondamente. Dat jy verwoes sal word, Babel, is seker. Gelukkig is die man wat jou terugbetaal, vir wat jy aan ons gedoen het. Gelukkig is hy wat jou van babatjies gryp, en wat jou babatjies gryp en teen 'n klip verbrysel. Ek wonder, as jy geluister het na daardie lied By the Rivers of Babylon. Ek dink baie keer, omdat dit 'n lied is met 'n lekker beat, luister mense nie na die woorde nie. Maar as jy na die woorde sou luister, en jy dit sou inneem. By the rivers of Babylon, there we sat down, and we wept. Sing die liedjie. As jy jou daar sou inleef, jy sit daar by die riviere van Babylon. Nou ons moet net mooi kyk waarom gaan dit hier.
Die volk van die Here wou nie luister na sy profete nie. Ons sal sien in hierdie tydperk voor hulle weggevoer is, het die Here regtig hulle oorlaai met profete wat met hulle kom praat het. In daai tydperk van Israel sal ons kyk, as ons kyk na die boeke van die Bybel, dan sien ons daar's 12 profete wat spesifiek in daai tyd gekom het om die mense te waarsku. Die Here het vir hulle gesê, julle is op die verkeerde pad. Julle dien my nie soos ek gedien wil wees nie. Julle aanbid my nie soos ek aanbid wil wees nie. Kom tot bekering, draai om. Maar hulle het nie geluister nie. En nou dra hulle die gevolge van hulle dade. Die gevolge van hulle ongehoorsaamheid. Hulle is weggevoer. En nou sit hulle daar by die riviere van Babylon. Nou hier staan, daar het hulle gesit. Ons moet weet, dit is nie net soos 'n Sondag uitstappie wat hulle nou langs die rivier gaan sit het nie. Die Engels wat sê, they sat down. Bedoel eintlik, hulle het kamp opgeslaan. In my verbeelding sien ek 'n vlugtelingkamp, soos wat ons in ons dag praat. Hier sit hierdie klomp mense, hier by die rivier, in haglike omstandighede, en hulle weet, hulle sit daar, omdat hulle ongehoorsaam was. Hulle het nie geluister na die profete van die Here nie. Hulle het nie hulle ore daarvoor oopgemaak nie, en nou sit hulle daar. En ek kan my indink, as ek nou in daai situasie sit, en ek besef, dis my eie skuld dat ek hier sit. En hier is ek vasgevang. Hulle was vir 70 jaar in daai omstandighede. Hierdie psalm is waarskynlik geskryf meer na die einde van daai 70 jaar. En hier huil hulle oor wat hulle gedoen het. Maar eintlik huil hulle ook oor die omstandighede waarin hulle is. En jy kan jou indink, daai dag wat jy so wens jy kan iets verander wat jy gedoen het. Dink ons was al almal daar. Daai dag wanneer jy voel, hier sit ons. Hier's nie 'n uitkoms nie. Ons sien nie vorentoe nie. Ons is vasgevang in 'n situasie. Op 'n manier dink ek kan ons ook so voel vandag in ons land. Want ons sien dinge loop verkeerd. Ons het nou die hele fiasco beleef rondom die begroting. Ons sien hoe dat ons leiers nie koers kry nie. Ons voel vasgevang in hierdie situasie. Dit lyk vir ons, as ons met menslike oë kyk, donker vorentoe. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons is regtig as 'n nasie, soos die Engels sê, in dire straits. So ons kan half identifiseer met hierdie mense wat daar langs die riviere van Babel sit. En wat nou meer is, nou dink hulle aan Sion. Nou Sion is die berg waar die tempel is. So as hier staan, hulle dink aan Sion, bedoel hulle eintlik dat hulle dink daar aan die tempel, aan die plek wat hulle die Here ontmoet het. Nou, in die Ou Testamentiese tyd was dit nie soos vir ons vandag, die Heilige Gees is uitgestort en ons weet
Ons kan op enige plek die Here aanbid. In hulle tyd was dit so, jy gaan op na die tempel toe om te gaan aanbid. Daar gaan soek jy die Here se teenwoordigheid. Want as hulle sê hulle dink aan Sion, dan dink hulle eintlik aan daardie geleentheid waar jy daar die Here se nabyheid beleef het. Waar jy geweet het, ek is besig om die Here te aanbid. En vanweë hulle ongehoorsaamheid het die Here dit nou van hulle weggeneem. En nou sit hulle daar langs daai rivier. En dan sê hulle het hulle musiekinstrumente aan die boom opgehang. Met ander woorde, hulle sing nie meer nie. Hulle sing nie lof tot die Here nie, want dit voel vir hulle, die Here het hulle gelos. Hier sit hulle nou in hierdie donker omstandighede, en as mens nou met ons taal sou praat, sou ons sê hulle is in 'n depressiewe gat. Hulle weet nie hoe vorentoe nie. En dan wat meer is, hierdie mense wat hulle gevange geneem het, en wat hulle nou in hierdie situasie ingedruk het, hierdie mense kom spot eintlik met hulle, en sê, hoe is dit nou, sing vir ons 'n vreugdelied, julle is mos die volk van die Here, sing nou, sing, sing vir ons 'n lied, 'n Sionslied, met ander woorde, 'n lied waar die Here verheerlik en geprys word, 'n lied waar die Here aanbid word. En nou is hulle antwoord, hier waar ons nou sit, hoe sou ons nou 'n lied vir die Here kan sing? Hier in hierdie vreemde land, in hierdie heidense land, tussen mense wat die Here nie ken nie. Hoe verwag hulle nou dat ons 'n lied moet sing? Ons kan nie sing nie, want ons voel verlate van die Here. Was jy ook al op daai plek? Jy wat die Here ken, daardie dag wanneer jy net voel, ek kan nie sing nie, my hart is te laag, ek wil nie nou sing nie. Dit voel net vir my, dit gaan nie pas as ek nou sing nie. As ek sou sing, sou dit maar net my lippe wees wat beleef, want in my hart kan ek nie sing nie. Ek sit hier verwerp. Maar dan kom hierdie mense en hulle kom eintlik met 'n gebed na die Here toe. Wat sê, Jerusalem is daar waar die Here is. Jerusalem, hoe sou ek jou vergeet? Ek kan jou nie vergeet nie. Laat my regterhand verlam word as ek dit sou vergeet. Met ander woorde, as my regterhand verlam is, dan kan ek nie werk nie. Die meeste mense het is regs. Maar die bedoeling, die spreekwoordelike beteken, as my regterhand verlam is, kan ek nie werk nie, dan kan ek niks doen nie. Sê eintlik, Jerusalem, ons sal jou nie vergeet nie. En as ons dit vergeet, dan is ons hopeloos, dan kan ons niks doen nie. Laat my tong aan my verhemel te kleef. So, dan kan ek nie 'n woord uitkry nie. So, ek sal nie 'n woord kan uitkry as ek Jerusalem jou sou vergeet nie. So hier is 'n roepe eintlik na God, as hulle roep na Jerusalem. Here, ons soek na u teenwoordigheid. En 'n tweede ding wat hulle dan sê is,
Here, onthou die kinders van Edom. Nou, die kinders van Edom is Esau se nageslag. En gaan dit eintlik hier terug na wat die Here ook vir hulle vroeër gesê het. Jakob het ek uitverkies. Esau het ek verlaat. Here, ons is die nageslag van Jakob wat hy uitgekies het. En nou kom die nageslag van Esau, en dis hulle wat ons tempel afgebreek het, wat Jerusalem verwoes het. Hoe werk dit dan? Ons is dan u volk. Hoe gebruik jy nou vir Esau se nageslag om ons te vernietig? Ons verstaan dit nie. Here, ons verstaan nie wat u doen nie. En daarin sien ons eintlik hierdie besef dat hulle weet hulle was ongehoorsaam. Maar in hierdie woorde sien ons nog, ja, ons is ongehoorsaam, maar Here, dis nie so erg dat u die nageslag van Esau vat om ons uit te roei nie. Dis tog nie so erg wat ons gedoen het nie. As ons die slag in so 'n situasie kom, en ons besef ons het verkeerd gedoen, dan kry ons ook baie keer daai reaksie van, maar ek het mos niks vreeslik verkeerd gedoen nie. Wat het ek nou? Ek het dit al baie gehoor. As ek vir mense sou vra, is jy seker dat jy gered is? Ja, want ek het niks vreeslik verkeerd gedoen nie. Ek het nie gesteel nie, ek het nie rondgeslaap nie, ek het nie, maar baie mense kan dit nie sê nie, ek het nie gevloek nie. Ek dink daar's vandag min mense wat dit kan sê. Maar in elk geval, ons verskoon onsself, so ek het niks vreeslik verkeerd gedoen nie. So daar's 'n gebrek aan werklike besef wat my ongehoorsaamheid aan die Here doen. En dan, o dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is jy as jy vergeld word wat jy gedoen het. En dan hierdie oordeel, ek wens jou kinders word verpletter teen die rotse. Nou, dis dan baie erg. Om te sê, ek hoop jou babatjies word teen die rotse verpletter. Dis amper te erg om jou in te dink. Hier kom hulle woede uit oor wat hulle gedoen het. Dit is wat die Psalm sê. So, ons sien hierdie klompie mense by Babel. Maar wat gebeur nou? Kort hierna, julle sal onthou, die hele verhaal van Nebukadnesar, kom die Here en hy kom uit teen Babel. Elders in die woord sê die Here, hy kon dit nie vat, dat hierdie mense sy volk so behandel nie. En daarom kom hy ook met sy straf teen Babylon. En hy sê, hy sal hulle vernietig en hy doen dit ook. In hierdie tyd het Kores, hy was van Persië, het hy al die volke daar in die Midde-Ooste oorgeneem. En het hy eintlik die heerser geword. En hy vernietig ook vir Babylon. Maar Kores het 'n ander beleid as wat die Babyloniërs gehad het. Die Babyloniërs het, toe hulle geëers het, almal wat hulle onder hulle gewerp het, verower het, het hulle na Babylon toe gebring, eintlik om daar as slawe te werk. Maar Kores sê nee. Ek wil nie almal moet nou Persië toe kom nie,
Laat elke volk in sy eie land wees, maar hulle sal belastings betaal. Hulle sal, ek bly die heerser, dis my wet geld ook daar, maar laat elkeen in sy eie land gaan. En toe kan die volk teruggaan na hulle land toe. Wat gebeur hier? Op 'n ander plek sê die Here uit sy knegt Kores geroep, maar Kores is die koning van 'n heidense nasie. So, alle regeerders is in die Here se hand. Nie net die wat hom dien nie. Die Here het totale beheer oor hierdie wêreld. En dis 'n belangrike ding wat ons vanoggend moet hoor. Hy het 'n totale beheer. Daar is mense op hierdie stadium wat die wêreld politiek oorheers, Putin en Trump en al die ander wat daar is. Hulle, al weet hulle dit nie, al gee hulle nie erkenning daaraan nie. Die Here bly in beheer. En dis wat ons nou hier sien. Hierdie volk, toe hulle daar gesê het, o Jerusalem, ons vergeet U nie. Weet die Here, hulle bedoel eintlik in hulle harte, Here, ons vergeet U nie. Ons sit hier, ons verstaan nie. Ons is kwaad, maar ons vergeet U nie. Dis wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy kan uitroep na die Here, want hy vergeet jou nie. En dit sien ons hier. Hy hoor hierdie geroep van sy volk, en hy roep Kores om 'n verandering te bring. En hulle gaan terug na hulle eie land. Nou kan ek my dink, hierdie ouens daar in die vlugtelingkamp, toe hulle hoor, hulle kan teruggaan Israel toe, hulle kan teruggaan na Jerusalem toe, was hulle sekerlik baie opgewonde. Nou gaan ons terug na ons land toe. Ons het hier so verlang om by Sion uit te kom. Nou kan ons by Sion uitkom, ons kan gaan aanbid. En met hierdie opgewondenheid gaan hulle terug na hulle land toe. Maar as hulle daar kom, is alles vernietig. Alles is platgevee. Ons kan sê ook 'n verskroeide aarde wat hulle daar aantref. Maar hulle is nog hierdie opgewonde mense. Ons is terug in ons land. Ons wil Sion herbou, ons wil die tempel herbou, en hulle spring dadelik aan die werk. En ons hoor, hulle grou die fondamente. En dan gebeur hier 'n ander ding. Die mense wat agtergebly het in Israel, wat nie weggevoer is nie, want daar is 'n groepie mense wat agtergebly het, die oorblyfsel word daar baie keer van gepraat, wat agtergebly het in Israel. Hierdie mense is ook bly, hierdie ander volksgenote van hulle kom terug, hulle wil die tempel bou, en hulle gaan en hulle sê vir hulle, ons wil graag deel aan hierdie tempelbou. En wat kry ons nou? Onthou nou, daar het 70 jaar verloop. Nou is daar 'n vyandigheid teenoor hierdie mense wat agtergebly het, want hulle het nie die pyn beleef van die mense wat by Babylon was nie. En nou sê hierdie ouens wat teruggekom het van Babylon, nee, julle kan nie help nie, ons wil nie julle hulp hê nie. En nou voel hierdie oorblyfsel wat graag wou deelneem, nou voel hulle word uitgestoot, verwerp. En toe gaan hulle,
En hulle gaan na die koning toe, na Kores toe. En sê, koning, hierdie mense wat nou teruggekom het, hulle is rebelle. Hulle wil hierdie stad herbou en u kan maar die geskiedenis gaan lees. Hulle gaan teen u opstaan sodra hulle die stad se mure gebou het. Ons wil hê u as koning moet dit weet. Kores hanteer dit glad nie, maar dan kom sy opvolger. En sy opvolger het nie dieselfde houding as Kores nie. En as hy dit sien, dan laat weet hy vir hierdie mense, stop julle bouwerk. Hou dadelik op daarmee. En dan word al daai werk wat hulle nou gedoen het, word gestop. En ek kan my nou indink as ek een van daai mense wees, dis 'n emmer koue water oor jou gesig. Nou, wat nou? En hulle word moedeloos en hulle gee maar oor. En hulle los alles. En toe gaan elkeen en hy is maar met sy eie huisie besig. Goed, ons bou nou maar ons eie huisie. En in hierdie proses dink hulle nie verder daaraan dat dit eintlik gaan om die Here se aanbidding nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor 'n gebou nie. Maar Sion is daar, dis die plek waar hulle aanbid. Hulle het 'n geskiedenis waar hulle oor 40 jaar deur die woestyn geleer het om in 'n tent te aanbid. Dis nie nodig dat daai mure op is nie, maar hierdie mense platgeslaan, gaan in elkeen hou hom nou maar met sy eie huisie besig. Nou een van die profete wat deel was van hierdie mense, Haggai is 'n profeet en hy is saam weggevoer, hy was in Babylonië en hy het saam teruggekom en hy's deel van hierdie mense. En toe dit nou gebeur, toe stuur die Here vir Haggai en sê, gaan praat met my volk. Weereens, die Here los hulle nie uit nie. Dis wat ons moet raak sien. Die Here los hulle nie uit nie, al is hulle nou weer terug in hulle moedelose put. Maar nou bou hulle dan elkeen sy eie huisie. En in die proses vergeet hulle. Of ons sien, as daar iemand is wat kom sê, maar ons moet die mure opbou, dan sê hulle net die tyd is nie ryp daarvoor nie, ons moet maar wag. Daar is nie nou tyd daarvoor nie. En dan stuur die Here vir Haggai en ek kan gerus maar die profeet die hele boek gaan lees, is net 2 hoofstukke. Maar ek gaan nou net uit enkele verse hier aanhaal en opmerkings maak. As ons kyk na vers 3 en 4, die sê, toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in puin lê? Sjoe. Hulle het nou so op hulle self gekonsentreer en op hulle eie well-being, as ek dit so kan sê. En hulle vergeet van die huis van die Here. Hulle vergeet dat die Here nog steeds in beheer is. Toe hierdie struikelgeblok gekom het, het hulle net moedeloos geword en gaan lê. Nou kom sê die Here, hoekom word julle eie huise opgebou
en julle vergeet van my huis. En ons moet elke keer, ons moet nie konkreet dink aan 'n tempel met klipgebou nie. My huis bedoel hierso die plek waar julle my aanbid. Waar julle saamkom om my te aanbid. Want dis wat dan in Efekie gebeur het. Hierdie mense het vergeet dat die Here vra dat hulle moet saamkom om te aanbid. Dis wat hy wil hê. Elkeen is nou in sy eie huis en ek vermoed daar, elkeen het nou gesê, okay, maar ek bid nou maar in my eie huis. Maar waar is die Here se eer? Waar gebeur die aanbidding by hom? Nou wil ek ook maar bietjie naby aan ons kom. Ons het 'n kort gelede COVID gehad, wat 'n geweldige invloed gehad het, wat ons ook moedeloos gemaak het, wat ons ook ingekeer het na elkeen na sy eie huis. Ons moes verlang net in ons eie huis bly. In daai tyd, gelukkig het ons media gehad, het ons geleer, of het ons die voorreg gekry, om oor TV en die media te kon kyk na eredienste, te kon inskakel by eredienste. En nou het ons gemaklik geword. Nou is dit gemaklik om liewerste Sondag net die TV aan te sit, as om na 'n erediens toe te gaan. Ek vermy spesifiek die woord kerk toe gaan. Ons gaan nie kerk toe nie. Ons gaan na 'n erediens toe, waar die Here verheerlik word. Die doel waarom ek gaan, is nie om 'n boodskap te kry nie, maar om die Here te verheerlik. Ek sal dit oor en oor sê. Is ons nie nou maar waar hierdie volk was nie? Op die oomblik is ons in groot verwarring, soos ek aan die begin gesê het. En nou kan dit so maklik gebeur, dat ons net soos hierdie mense, toe hulle verhoed word om daai tempel te bou, net moedeloos gaan sit, en sê, okay, nou fokus ek maar net op my lewetjie, en dit wat ek hier doen. Maar wat van die Here se gemeente? Wat van die erediens waar ek moet kom om te aanbid? Hoekom moet ons saam aanbid? Want in daardie saam aanbid gebeur iets. Vind daar 'n koneksie met die Here plaas wat nie andersins gebeur nie. Want dit is wat die Here wil hê. Ons kan maar kyk van die begin van die Bybel af, is dit wat hy van ons vra. Dat sy kinders moet saamkom om hom te aanbid. Dit maak nie saak of dit onder 'n boom of in 'n tent of in 'n kerkgebou is nie. Maar die Here moet aanbid word. Ons het so ingestel op wat vir ons gemaklik is. Dis ons riglyn. Ons doen wat vir ons die gemaklikste is. Nou, dis tipies mens. Maar is tipies sonde ook. Ons, die Here vra vanoggend vir jou. Is jy besig net met jou eie huis? Jou eie huishouding? Jy wat spartel om 'n lewe te maak? Waarom lê my huis in puin, sê die Here?
Waarom? Ons weet hoe dit gaan in gemeentes. Baie gemeentes sit by 'n erediens met 'n paar klompie mense. Die Here vra vanoggend vir jou, wat is jou prioriteit? Jou huis, jou huishouding, jou eie lewe, of sy koninkryk, sy huishouding, die gemeente. Wat is vir jou prioriteit? Dis wat die Here vanoggend vir jou kom vra. As Haggai na hierdie volk toe kom, dan sien ons daar gebeur iets. Ek wil nou net vanaf vers 13 uit Haggai 1 lees. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Dit is nou nadat die volk geluister het na Haggai en hulle begin weer om aan die tempel te bou. Die Here het toe vir Serubabel, seun van Sealtiel en gouverneur van Juda, en nou Serubabel is in die nageslag van Dawid, né? En vir die hoëpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur. Wat doen die Here hierso? Almal wat van die volk oorgebly het. Die Here onderskei nie soos daai mense in die begin en sê, ons was die mense wat in Babylonië swaar gekry het, ons is die mense van die struggle, wil ek amper sê. En ons mense van die struggle wil nie saamwerk met die mense van die oorblyfsel. Wat sê die Here? Almal van die volk wat oorgebly het, aangevuur, en hulle die werk van die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak. Toe vat die Here almal saam. Die Here sluit nie mense uit nie. Die Here hou nie van dat ons groepies vorm wat teen mekaar is nie, en met mekaar baklei en met mekaar stry nie. Waar die Here in beheer is en die Gees lei, sal groepe mekaar vind. En dit geld vir die politiek ook. Maar ons as nasie sit vas by mense wat sê ons was in die struggle en mense wat sê ons is die wat oorgebly het. Dit verheerlik nie die Here nie. Dit beteken die Heilige Gees word nie sy plek gegee in ons regering nie. So eenvoudig as dit. Sien ons nie wat besig is om te gebeur nie. Wil ons Babylonië toe gaan? Want dis wat gebeur het toe die volk nie geluister het nie. Of wil ons voor die Here buig en bouers van sy koninkryk word in hierdie land waar hy ons geplaas het. As ons menslik na goed te kyk, is dit menslik om moedeloos te word. Menslik om maar op te gee en sê, okay, ek weet nie wat om te doen nie, ek kyk nou maar net na my eie huis, my eie lewe, dat ek net kan aangaan.
So die Here vra, wat is jou prioriteit? Jou eie huis of sy koninkryk? Amen. O Here, dankie dat ons voor U kan kom buig. En ons wil vanoggend bid dat U deur die Gees sal kom. Dat U ons op ons knieë sal laat neerval. En sê, Here, vergewe ons dat ons eie ek so groot is. Dat dit vir ons so belangrik is dat my huis moet reg wees. Ek bekommer nie hoe 'n ander se huis lyk nie. Vergewe ons, Here, en help ons om U huis, U koninkryk te bou. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.